Goeiemôre. Ek hoop dit gaan met jou goed. Psalm 150 is 'n baie kort psalm. Hy het net 6 versies. Dis 'n psalm met 'n tema van lof. Dis 'n psalm met 'n tema van aanbidding en lofwaardigheid aan die koning wat die koning van die konings is. Hy sê in vers 1: Halleluja. Loof hom in sy heiligdom. Loof hom in sy sterkste uitspansel. Loof hom oor sy magtige dade en loof hom na die volheid van sy grootheid. Loof hom met basuingeklank en loof hom met harp en siter. Loof hom met tamboerijn en koordans. Loof hom met snare spel en fluit. Loof hom met helder simbale. Loof hom met klinkende simbale. Laat alles wat asem het die Here loof. As daar iets is wat jy vandag die heeltyd gaan doen, sonder om daaraan te dink, heeltemal spontaan. En is die laaste ding wat jy gaan doen voordat jy sterwe. En dit is om asem te haal. Wanneer ons asemhaal, haal ons die lug, die suiwer lug in en blaas dit weer deur ons neus uit. Asem is iets wat die Here self in ons longe in geplaas het. Om asem te haal is 'n teken van lewe. En waar daar lewe is daar hoop. En omdat jy asem het, dit wat God vir jou gegee het, is daar iets wat die Here wil hê jy moet daarmee doen. Jy moet die Here loof. Hy sê in vers 1, loof God in sy heiligdom. En dan sluit hy af daar in vers 5, hy sê, loof hom met klinkende simbale. Laat alles wat asem het. Met ander woorde, ek en jy moet die Here loof. Dis nie 'n opsie nie. Dis nie iets waaraan jy kan dink nie. Dis nie iets wat jy wil doen as jy goed voel daaroor nie. Dis iets wat gedoen moet word. Alles wat asem het, moet die Here loof. Die Here Jesus het self toe Jerusalem inkom en die kinders en die volk het uitgeroep, Hosanna, Hosanna in die hoogste, en hulle klere uitgetrek en op die pad gegooi en selfs die palmtakke neergesit waar Jesus moes inkom. En dan het die mense gesê, Jesus maak hulle stil want hulle raas en hulle is oproerig. En dan sê hy, nee, laat hulle dit doen. Want as hulle dit nie doen nie, gaan die klippe dit uitpasyn. Met ander woorde, as ek en jy wat asem het, nie die Here gaan loof nie, gaan die klippe dit doen. En daarom wil ek jou vanmôre aanmoedig en wil ek jou so 'n bietjie moed inpraat en sê, sjoe, jy gaan dalk 'n moeilike dag hê. Jy gaan dalk 'n dag hê vol uitdagings en 'n dag vol teleurstellings. Maar in alles wat jy doen, moet jy die Here loof. En weet jy wat gebeur dan? Jou dag gaan verander en gaan jou teleurstellings in 'n geleentheid kom waar God sy grootheid aan jou kan bewys. En gaan jou hartseer omdraai in 'n sieraad en alles wat vir jou sleg vandag kan word, gaan omdraai in 'n seën. Laat alles wat asem het, die Here loof. Here, baie dankie vir asem. Here, dankie dat ek dit vanmôre kon inasem. Dankie dat ek dit kan gebruik tot eer en verheerliking van U naam. Here, hier is iets wat U van ons verwag, dat ons U naam sal groot maak met die asem wat U in ons geblaas het. Aan U kom toe al die lof en al die eer. Amen.